Dankie Jesus. Dankie Vader vir die oggend. Dankie net vir u genade. Dankie vir volmaakte liefde. Volmaakte liefde dat u seun vir ons gegee het. Dat u hom gestuur het om die hoogste prys, die grootste prys vir ons te kan betaal. Ons wil die loof en prys. Ons wil die eer vanoggend, ons wil onsself neerlê, gees, siel en liggaam. En soos dat ons sterf van onsself, bid ons Heilige Gees dat u ons sal lei vanoggend. In kennis, wysheid en insig, en laat die onverganklike saad op ons harte gaan val, en laat ons dit ontvang, en laat dit veel vrug sal dra, as ons uitgaan, laat ons kan uitbeweeg, en vissers van mense maak daar buite, want dis die tyd is nou, die oes is ryp op die land, en ons eer u vir elke boeta, waarvoor u ons elkeen geroep het, laat ons in waardig sal wees, die roeping waarvoor u ons geroep het, in die naam van Yeshua, Jesus Christus, Amen. 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 Ek gaan seker eens lees, en ek gaan tot so by vers 40 lees, so ek gaan nie alles, ek gaan lees en skiep en lees, maar dan volg ons, onthou die groot dag, hou in gedagte, vandag ek wil aangaan met die kleed, maar omdat dit die dag is, stop ek hier en dan wys ek vir julle wat gebeur op hierdie dag. Maar dis eintlik mind-blowing as jy lees die skrif. Hoekom ek hierdie wil lees eers, is dat julle dit lees, maar as ek dit vir julle gaan wys wat het daai dag gebeur in Jerusalem, dan gaan dit soos, hoorie, ek het dit nog nooit gesien nie. Maar en hierdie goed word geopenbaar dan. En dan sê hy, okay, after these things, Jesus walked in Galilee, onthou hy is in Galilea. So he would not walk in Jewry. Hy sê, alright, kom ons kan regs, and Jesus was walking after these things in Galilee, for he did not wish to walk in Judea, because the Jews were seeking to kill him. So ons sien, hulle is mos 'n paar keer wat hulle hom wou doodgemaak het, nê. And the feast of the Jews, nou daar staan, now the Jewish feast, eintlik is hierdie feeste nie die Jewish feast nie, maar ons lees dit hier. Maar as jy in Levitikus, ek wil net vir julle, laat ek net hier terug gaan, net vir julle wys, wat sê die woord. These are the feasts, daar staan hy, Levitikus 23, these are the feasts of the Lord. Sien julle daar, ons sien, hierdie is Godse feeste, al hierdie 7 feeste, maar hierso sê hy, en dit kan wees dat die vertalers hierdie so ingebring het, so kom ons gaan net daar verby. The feast of the Jews was near of that of tabernacles. Sien ons is die feest van tabernacles. Dis nou in hierdie feest wat ons ingaan. His brethren therefore said unto him, remove hence, go away to Judea, that your disciples also may behold the works that you do. For no one in secret do anything, and himself seeketh to do it in public. If you do these things, manifest yourself to the world. So, hy gaan opgaan, Jesus gaan opgaan van Galilea af, gaan hy opwaarts gaan, as ek sê opwaarts, Galilea is 200 meter onder seevlak, van die laagste plek wat hy bedien het. So, he came to be the least, onder seevlak, selfs fisies, die plek waar hy bedien het, is die laagste plek in die aarde. Judea, Galilea en die dooie see is onder seevlak. Alright, nou in daai plek gaan hy op Jerusalem toe. Hulle noem dit, hulle doen al die jaar, jy gaan altyd op. Soos Moses ook op die berg opgegaan het, jy weet, na 'n higher place toe. Nou gaan hulle op Jerusalem toe. For not even were this brethren believing in him. Jesus therefore said to them, my time is not yet present, but your time is always ready. The world is not able to hate you, but me it do hate. But because I testify concerning it, that its works are evil. Go up to the feast, I do not yet go up to the feast, because my time has not yet been fulfilled. So hy stuur so lank sy disippels vooruit, om na hierdie feest toe te gaan. Nou, ek wil heel hierdie prentjie sien. Almal gaan op Judea toe, almal gaan op Jerusalem toe.
En in daai stad, as jy daar gaan is, en ons weet in 'n gewone tyd hoeveel mense is daar, maar in 'n feestyd daar, 2 miljoen mense, 2 miljoen pelgrims, wat opgegaan het. Onthou hulle het nie die fasiliteite wat jy vandag, wat ons vandag het. Dink hoe hulle opgeloop, hoeveel tyd vat dit, effort, dink net aan die kos, dink net aan die badkamers, dink aan die badkamer, dink aan al daai geriewe met 2 miljoen, dis Hazel en Basil daar, en almal is opgewonde, want hulle tabernakel nou, hulle gaan op vir hierdie fees. Waar vind hierdie fees plaas? Die hoofarena is by die tempel. So alles gaan rondom die tempel. Dis waar die offers gebring word, en dis waar hierdie seremonie van hierdie fees moet plaasvind. En Jesus weet presies wat hulle gaan doen. Hy ken dit, hy het die kultuur, omgewing groot geword, en hy moet homself gaan tentoonstel in die middel van hierdie fees. And when his brethren went up, then also he himself went up to the feast, but not manifest, but as in secret. For the Jews therefore were seeking him in the feast, and said, Where is the one? So hy weet onmiddellik, hulle gaan hom soek. Hy stuur hulle vooruit. Hulle soek hom, hulle sien hom nie daar nie, want hy gaan op sy eie gaan. And there is so much murmuring about him among the multitudes. Some indeed said, he is good, and others said, no, but he leadeth astray the multitude. Nou ons kan al hierdie murmuring hoor, is al hierdie fariseërs. So hierdie selfde stemme van misleiding hoor ons vandag in Suid-Afrika. Hierdie een sê dit daar. Ek het nog nooit soveel as gevolg van social media. Kyk net met Dani Botha. Hierdie een sê dit, daai een sê dit, Christina Landman sê dit, hierdie teoloog, hierdie professor sê dit. En almal spring in hierdie in, en almal sê iets. So no one, however, was speaking freely about him through fear of the Jews. And being now in the middle of the feast, Jesus went up to the temple, and he was teaching. And the Jews were wondered, saying, How has this one known letters, not having learned? So hulle sê, hoe kan hy alles ken? Maar hy het nie gestudeer soos ons nie. Jy weet, om 'n Farisee en 'n scribe te wees, moet jy die Torah ken van 6 jaar ouderdom, dan moet jy hom al kan opsê. En teen die tyd wat jy, as hulle 30 is, word hulle rabbis, the school of the law, hulle ken die letter van die woord uit hulle kop uit. Die eerste 5 boeke moet hulle kan hulle moet dit kan recite. So ken hulle dit. Nou daai goed het hulle puffed up gemaak, en dit het hulle spiritual blind gemaak van die trots. So hulle, die Messias is in hulle midde, maar hulle sien hom nie raak nie. So if anyone may will do him his will, he shall not concerning the teaching, whether it is of God, I do speak from myself. He who is speaking from himself, his own glory, do seek, but he who is seeking the glory of him who sent him, this one is true, and unrighteousness is not in him. Kom ons gaan na vers 24. Judge not according to the appearance, but the righteous judgment judge. Certain therefore one of the Jerusalemites said, Is this not he whom they are seeking to kill? So daar's soveel spekulasie, kan jy dink, onder 2 miljoen mense. Dis maklik om te jy weet jy kan disappear onder 2 miljoen. Jy's hier, maar as jy kan kyk in die gees, as Philip kon weggeraak het van een plek na 'n ander plek, hoeveel te meer kan Jesus nie ook net disappear nie among the multitudes. Hulle soek hom in die volgende oomblik, is hy nie hier nie, dan is hy weer daar. So hou dit in gedagte. But this one we have known, whence is he? And the Christ, when he do come, no one do know whence he is. Jesus Christ, therefore in the temple teaching and saying, We have both known me, and you have known whence I am. I have not come in myself,
but he who sent me is true, whom you have not known. I have known him because I am from him, and he that sent me. They were seeking therefore to seize him, and no one laid hand on him, because his hour had not yet come. And many out of the multitude believed in him, and he said, the Christ, when he may come, he will do more signs than these that this one did. So ons kan kyk, hulle sê, baie van die multitude, baie van die, ek wil amper sê, die ongeleerdes, het in hom geglo. So hulle kon hom nie geglo het met hulle kopkennis nie. Hulle moes hom in die gees geopenbaar word. Nou onthou, dis nou Oktober. Hy het aan hulle verskyn, maar hy is eers die volgende jaar, in April is hy gekruisig. So hy sê elke keer, my time has not yet come. Maar hy het opgegaan vir die fees. Alright. Sien julle, daar's at least 'n 6 maande time span, wanneer hy hom die eerste keer gaan openbaar het. The Pharisees heard the multitude murmuring these things concerning him, and the Pharisees and the chief priests sent officers that they might take him. So ons moet weet dat hierdie Fariseërs maar die chief priests kom eintlik en hulle is aangestel uit Herod uit. God het hulle nie hierdie priesters aan. Dis hoekom daar vals priesters in die tempel was. Caiaphas is Herodians, hulle het die priesters aangestel. So wat God se werk was om te doen, was om die priesters aan te stel. En hier kom vals priesters, hulle is in die tempel, hulle doen hierdie offers. En die ware priesters gaan af na die dooie see toe. Hulle is die Essenes, John the Baptist. Nou ons weet, John se pa, Johannes die Doper, was die laaste priester, the last Zadok priest, wat in die tempel was. Johannes is gebore, gevul met die Heilige Gees op 6 maande, en wat maak sy ouers? Die oomblik toe hy begin groot word, soos wat Samuel gedoen is, Hanna vat vir Samuel na die tempel toe, en wat ek kan sien uit die skrif uit, is dat Elizabeth en Zechariah vat vir John, en hulle vat hom na die Essenes toe, in the wilderness, and he grew up with them there. So hulle word nie korrup nie, hulle weier om in hierdie system in Jerusalem korrup te word. Hier is hierdie fees, en Jesus kom, teen hierdie tyd, onthou, was hy al reeds gedoop, deur John the Baptist, in die woestyn. En hierdie multitudes, baie van hulle, is wat reeds gedoop is. Ek weet nie of julle dit al so gelees het en so besef het nie. Jy weet, John het gebaptize, maar daar was 'n baptism of John, en wat Paulus gevra het, met wie se doop is julle gedoop? Maar ek glo selfs in hierdie wat hulle ontvang het, was dit nie net 'n mikva nie, was daar 'n mate van 'n openbaring van Heilige Gees en wie Jesus werklik is. Anders sou hulle nie hierdie vraag gevra het, dat gesê het, that many of the multitudes believe in him. Onthou die volgende gebeur, die ouens by die dooie see, as ek sê dooie see by Qumran, daai community daar, het presies geweet, Jesus is daar. Hulle het hom herken, want John het hom eers herken, hy het gesê, there's the Lamb, the Son of God. En hulle het Johannes as 'n profeet gesien. So as die profeet sê, daar's hy, dis so goed, jy is by Divine and Prophet sê, hoorie, maar daar's 'n engel, gaan jy sê, ag nee, daar's 'n engel, gaan jy, jy verstaan julle wat ek sê? Almal het Johannes gesien, hulle het hierdie aangeteken wat ons nou gekry het, 200-300 jaar voor die kruisiging, het hulle al reeds geweet wanneer hy gaan kom. Aangeteken in die boekrolle wat 2000 jaar daarna ontdek is uit hierdie perkamentrolle. Al hierdie profeseë.
Hulle maak in 1948 maak hulle oop. Nou met AI en hierdie carbon tracing en al hierdie goed kom hulle kan daai letters, die eerste letter is daar en dan gaan carbon in en hy lees al daai letters vir jou verder met AI en goed nou. Hulle kry nou meer goed nou gelees as wat hulle nog ooit gelees het van daai geskrifte. Want hulle kyk hoe die handskrif is, dan kom hy en hy plaas die goed daar. Onthou van daai goed is so opgevrom of so, hoe kan ek sê, hulle bring soos puzzle pieces beskadig. Ja. Bring hulle bymekaar en dan het hulle dit gelees. Nou lees hulle dit op 'n ander manier. Jy kan dit nou online lees. Waar jy dit net daar was, kan jy online gaan en jy kan daai boeke gaan lees. Alright, so wat ek wil sê nou, het jy 'n agtergrond wat gebeur. Jy het 'n agtergrond van wie die multitudes eintlik is. Die multitudes het 'n openbaring gekry van hierdie Messias en hulle wil die heeltyd loop en kyk. As jy weet, hier kom nou 'n groot is die rugby spelers hier kom, die World Cup rugby of wie ook al hier. Wat doen hierdie jong laities? Hulle wil gaan kyk. Hulle loop agter daai ouens aan. Hulle wil kyk hoe lyk hulle helde. Nou vir hierdie multitudes en vir die kinders was dit wat hulle gesoek het. Hulle ouers, almal het voor dit gepraat, die Messias se tyd is naby gaan kom en hier sy in hulle midde. Nou in dit die volgende. Kom ons gaan in hierdie fees in. Dan gaan wys ek julle, ek het so 'n tyd terug het ek bietjie het ek goed gaan neersit. Nou kan julle sien. Dan gaan lê ek dit vir julle uit. Dan gaan lees ons net 'n paar verse aan wat het gebeur met dit. Maar nou moet ek net eers iets neerlê vir julle dat julle die kalender kan sien. Ek het dit al vir julle gewys, maar hierdie het ek daai tyd is eintlik baie duidelik wat jy dit kan sien. Sien julle daar staan Jesus word gekruisig, he's death. Sien julle daar staan wanneer hy opgestaan het, resurrection. En dan het ons daaraan die volgende fees Pentekost. Eintlik kom Pentekost hier tussenin. Daar's unleavened bread. Alright, so daar kruis, graf, opstaan. Sien julle 1 2 3. So hoekom is unleavened bread by die graf? Want hy het geen sonde gehad nie. So leaven is a type of sin. Ja. Alright. So daar sien julle hom af. Hy's laer is die ander want hy gaan in die graf in. Daar kom hy op as wie? First fruit. Toe word die Heilige Gees uitgestort op dieselfde dag 2000 jaar gelede. Mount Sinai het 3000 gesterf. Hier 3000 geleef. So sien julle dat hierdie spring, daai mou, sien julle daai woordjie daar, mouot, nê? Dit beteken appointed time. Appointed time beteken jy moet so laat daar wees. As jy weet daar's 'n wedding festival en en jy het jou kalender verkeerd, kom jy daaraan en daar's nie meer 'n troue nie. Daar's dit verby. Wie van julle het al 'n appointment gemis? 'n Belangrike appointment omdat julle die dag verkeerd gehad. Alraai. Nou daai is reeds vervul. Hierdie sien julle daar staan fulfilling first coming, dan staan daar 'n 2000 jaar gap, dan staan daar to be fulfilled the second coming. Nou die eerste manier hoe hy vervul word is met 'n sound of a trumpet, dan gaan hy op 'n rapture, dan kom hy af, Day of Atonement, skape en die bokke, 1000 jaar tabernakel in die 1000 jaar en dan is dit die einde. Die 7de dag. Alright, julle het daai in, nee. Okay. With that atonement to that last one is 1000 jaar dan. Ja. Okay, nou my vraag is altyd, daar's baie kontroversie oor die 1000 jaar. Baie sê dis baie kom ons doen met nie scholars nie, geestelike leiers of ouens sê hoor en sê, maar die 1000 jaar is nie 'n fisiese 1000 jaar nie. 1000 fisiese as ek so vat, voel ek vleis en been. Ek voel vlees as ek in Kobus vat. Ek sien julle fisies.
Nou 6 dae fisies is, hoekom gaan die 7de dag nou geestelik wees? Dit gaan ook fisies wees. Alles. So dag 1 tot 7, al verskil tussen die 7de dag en die eerste 6. The 7th day are sanctified. Hy's geheilig. Set apart. Maar dit is nog steeds, jy gaan nie nou maandag tot Saterdag in 'n Sondagkerk is dit so geestelik julle sien mekaar hier raak nie. Ons is hier. So die 7000ste jaar, die 1000ste jaar moet ook so wees. So ek wil dit net neerlê dat ons sien wat gebeur. Dat means the devil going to be let out for that. Is nie also going to be Aan die einde, na die 1000 jaar. aan die einde van die 1000 jaar, 'n kort tydjie, 'n time. En ons weet nie hoe lank is daai time nie. Ja. Sodat die wat gebore word in daai 1000 jaar moet ook deur 'n test gaan, 'n toets. Want onthou in die 1000 jaar, ek wil nie nou oor die 1000 praat nie, maar daar gebeur klomp goed in die 1000 jaar. Jou redding kan nie meer die kruis wees nie, want Jesus het afgekom. Soos die Beatitudes. Matthew 5. Salig is hulle wat, salig is hulle. Dan kom daai gedeelte in. Ek weet nie, julle kan dit gaan lees. Dis 'n ander openbaring. Ons moet gered word deur die bloed van die lam. Ons gaan deur die toets. Hulle het geen toets nie, in die einde gaan hulle getoets word. Alright. Dan kyk ons daar, Passover unleavened first fruits. Ek wys hom net vir julle, sien julle daar's die lam. Sien julle daar kom hy terug as die leeu. Tussenin is die 2000 jaar. Hier is dieselfde. Daar by sy tabernakel, wat wys hy daar? Last great day. Sien julle hom? Dis een wat ek vir julle vandag gewys het. Hierdie is net 'n ander vorm van dit. Ek wys net vir julle dat julle net verskillende prente het. Daar wys hy time of Jacob's trouble. Jeremia 30. Dis wanneer die 7 jaar 7 years tribulation is in hierdie tyd. Daar sien julle 'n rapture, a resurrection of believers, second coming, messianic kingdom age. Sien julle daai? Hy sê dan vir ons in Zechariah 14, die gelowiges wat nie opgaan vir hierdie fees nie, tabernakels. So van al hierdie feeste gaan hierdie fees bly in die 1000 jaar. In die nasie wat nie opgaan nie, gaan nie reën kry nie. Want Jesus kom af, hy gaan sit op die troon van Dawid vir 1000 jaar en die hele wêreld se gaan senter gaan om Jerusalem draai. Nie om New York nie, nie om London Stock Exchange en al daai ander Hong Kong nie. Alles gaan om Jerusalem draai. Alraai. Dan die volgende, ek wil net hier aangaan, hierdie is nie nodig nie. Alraai, hierdie wys net Esegiel van die water wat gebou word. Enkeldiep, Pesach, Pentekost, Heuphoogte, tabernakels. So ons doelwit hier is, terwyl ons hier elke dag asemhaal, is om te tabernakel met hom. Stem julle saam? Ons hoofdoel. So eintlik is hierdie fees en dit wat ons nou gaan sien wat geopenbaar word, is hierdie fees 'n dress rehearsal. Maar verstaan ons, dis eintlik van hom ons al weggevat. Om nie te kan dress rehearse, om te sien hoe kan jy 1 keer per jaar net kom in 7 dae dress rehearse, maar die dress rehearse is nie net vir 7 dae nie, is vir elke dag. So ons kan soos Torah groepe raak en bou jy hierdie boefs, jy doen dit vir 7 dae en jy raak so religious dat jy sien nie hom raak nie, maar jy sien jou booth raak. So daai wandel met hom is nie net vir 7 dae nie. Jy kan dit opslaan en sê ek gaan doen hierdie goed. Maar jou verhouding is vir elke dag. So ek het hierdie gesien en dit is die goed wat my begin disturb het in dit. Alright, daar sien ons Sagaria 14 sê dat die families wat and the Lord of hosts, there will be no rain.
Hy sê, and it shall be that whichever of the families of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, there will be no rain on that nation. Okay, dit gaan oor Sikot, a dwelling place. Okay, nou hierdie is hoe dit gelyk het in daai tyd, om julle 'n idee te gee. Alles het gesenter rondom daai. Okay, nou, elkeen van ons moet ons nou sien as hierdie. Want ons het nou die tempel geword. En dit moet ons, as jy hierdie verstaan, dan verstaan jy meer hoe belangrik is elke persoon wat loop. Want elkeen het 'n lewende tabernakel geword, 'n walking tabernacle. En dit wat binne in jou is die hoogste prys wat betaal is eternal life in jou siel. Dis waar agter die vyand aan is. Nou, hier is ons nou in Jerusalem, hier sien julle die tempel, hier sien julle die multitudes. En in hierdie plek is daar 'n vallei. Daar's Mount of Olives. Hier is die Kidron, Tyrepoom en die Hinnom. Hier's die Hinnom. Daar sien julle daai se vallei. Hier's 'n vallei. En hier uit gaan nog 'n hand. So daai hand maak eintlik 'n shin. En 'n shin beteken Shaddai, God with you. So Jerusalem lê fisies binne. Hy sê Jerusalem is eintlik in die senter, in die middel van alles. En hier gaan hulle af. Sien julle daar's 'n bad wat hulle noem Pool of Siloam. En ons het dit gelees met die man wat vir 37 wat nie kon loop nie, en dan roer 'n engel die water of ietsie. En dan moet jy daar kom en hy kom nooit by die water uit nie. Nou gaan kom ek doen so. Dat ek eerder hierdie goed is, alright. In die laaste dag, dan doen hulle 'n seremonie wat hulle noem the water pouring ceremony. En Jesus weet al hierdie goed. En hy gaan hierdie vervul en hy gaan in hulle midde staan waar hulle dit doen. Tussen die priesters. En dan gaan daar iets gebeur. En hy stap in daai tempel en 2 miljoen mense, al hierdie pelgrims opgewonde vir hierdie fees. En hierdie priesters gaan en hulle verdeel hulle in 3 groepe. Want die eerste groep moet die offers bring. Hulle bly in die tempel. They have to slay the sacrifices. Hulle moet die lammers offer. Jy kan nou sien. Jy weet, as jy vat hoeveel lammers offer hulle daar, waar gaan die bloed heen? En waar loop daai bloed weer af? Hulle het kanale gemaak, al daai goed in plek gebring om daai offers te bring. En hier gaan hulle doen die offers. Die eerste groep gaan soontoe. Dan is daar 'n vallei net buite Jerusalem, the Motsa Valley, en dan gaan hulle af soontoe, 'n volgende groep, en hulle gaan sny wilgertakke. Nou, het jy al gehoor, as jy 'n wilgertak hoor, en die wind waai deur hom, en hierdie takke skuur teen mekaar, dan hoor jy 'n geluid. Maar ons gaan nou by die geluid uitkom. In die derde groep van priesters gaan na die Pool of Siloam toe, en daar's 'n watergate, en hulle gaan soontoe. Nou gebeur daar iets. Julle sien die tempel, nou nader foto, nee. So die een groep bly daar, hulle bring die offers, sacrifices. Die een groep loop af, en hulle gaan vat hierdie goue vaas, en hulle gaan skep, hulle noem dit living water. Want die water vloei heeltyd. Hulle noem dit living water. Dis wat hulle dit werklik noem. Hulle gaan skep, die priester gaan, die hoofpriester, hy gaan skep die lewende water in hierdie vaas. En hulle is baie opgewonde. Nou skep hierdie groep en hulle sing, en terwyl hulle die heeltyd terug gaan sing hulle hierdie Hallel. Hulle sing van Psalm 118 af die Hallel, en hulle sing die psalms, die messianic psalms, en jy kan sien daarso, hierdie is een fees
as jy in Jerusalem kom in hierdie fees, word jy verplig om joyful te wees. Outomaties. En onthou, ek het al baie vir julle gesê, ons kan op 'n plek kom, dan sien ons, hoeveel keer is ons suur met lang gesigte? Suurlemoen. En Werner, ek weet nie of jy al met Tabernakels daar was nie. Ek was een keer met Tabernakels daar. Kom ek sê vir jou, Tabernakels gebeur die volgende. Hulle het hierdie booths oral in die strate nou. As jy gaan nou in Tabernakels in Jerusalem, hulle het die booths in die strate. As jy die oomblik as hulle 'n gentaal kry, dan roep hulle jou in en hulle laat jou sit onder die tabernakel en jy moet saam met hulle fees hou. Hulle dans in die strate, hulle dans en hulle swaai die palmtakke vir die Messias wat moet kom. Jy sien, Josef het homself die eerste keer, het sy broers hom nie herken nie, maar die tweede keer het hy homself aan sy broers openbaar. Toe hulle 2000 jaar terug Jesus in hulle geopenbaar is, het hulle hom nie gesien nie. Maar die tweede keer gaan hulle hom sien. Dis daai selfde patroon wat ons moet sien. Nou kom hulle by die poel van Siloam, dan gaan trek hulle water, en in Jesaja 12 vers 3 staan, Therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Hulle gaan na daai poel toe, en kyk wat sê hulle, with joy you will draw water from the wells of salvation. The high priest drew the living water in a golden vase. His assistant held in the silver vase containing the wine. So hulle vat water en dan vat hulle wyn. In die silwer, wat eintlik silwer is redemption. As julle wil weet, tere het 'n betekenis. So goud beteken divine, divinity. Dis hoekom hulle dit in goud sit. Hulle sê ons moet gelouter word in vuur soos goud. Omdat dit wat in jou, omdat die prys wat hy vir jou betaal het, is so kosbaar, jy's dierder as goud. Meer kosbaar as silwer en goud. So gold is divine, silver is redemption. Dis die prys hoe jy vrygekoop word. As jy nou daai tabernakel kyk, sien jy die koppe op daai stukke, op daai bene daarbo, silwer, represent redemption. En die brons represent judgment. So die brazen altaar, die brons altaar beteken, daar moet jy jouself verloor. Daar word jy beoordeel, judged. Alright. So nou gaan die volgende in. Both priests began to walk towards Jerusalem. Nou het hulle hierdie twee. Die een het wyn, die een het die water in. Hierdie twee priesters loop nou op. Hulle was by die poel van Siloam wat ek nou vir julle gewys het. Nou loop hulle terug. Miljoene pelgrims en hulle sing die heeltyd. Dis groter as die grootste sokker, rugby wedstryd. Jy weet, jy al gesien hierdie Olimpiese spele, die mense langs die strate wat so die heeltyd is die skare. Maar hierdie is, ek praat van in daai stad 2 miljoen mense. As they march, nou kom die ander groep. Hulle moet terselfde tyd begin loop. Almal het weggeloop van die tempel af. Nou loop hulle terug na die tempel toe. Die een met die willows, hulle hou die willows vas. Priester teen priester, 'n hele ry van hulle wat opgelaai is, en die ander loop met die vaas met die water. And as they march, the willows making a swish sound in the wind. So sh, sh, sh. Jy al gehoor as jy wilgertakke so waai, dan gaan hy daai geluid maak. The wind represent the Holy Spirit coming toward the temple. En hulle besef dit nie.
Nou kom hy, kyk hierso. Each group reached the temple and the shofar were blown. One man stand up and play the flute. En jy lees nie hierdie nie. Dis wat hulle gedoen het. Een man staan op en hy blaas 'n fluit. Van die riete het hulle 'n fluit gemaak. The flute represents the Messiah. Want jy sien, hierdie is 'n fees wat nog moet kom. En hulle sien, hulle wag vir hierdie Messias. Nou, hy's in hulle midde, in die fees, hulle verwag die Messias en hulle doen nog die dress rehearsal. The flute player is called, dis wat hulle hom noem, the pierced one. They all circle around the altar 7 times. Nou loop hulle en die flute player wat die Messias represent, loop speel op die fluit. The priest was slaying sacrifices ascending to the altar. Nou hier's 'n altaar, dan het hierdie golden vaas daar, die een met die wyn en die een met die water. Dan gaan maak hulle albei se krane oop. Dan loop die water en die wyn terselfdertyd op hierdie altaar. And the high priest ascending the altar. Kyk hoe dit gelyk. Net laat julle 'n idee kry. Daar sien julle die water en daar sien julle die wyn en die water en die een het die water in alright, hierdie ek sien nie die silwer een nie, maar laat net julle 'n idee kry. Daar's 'n goue en 'n silwer beker. People start to sing the Mayim, dis die psalms. With joy, en dis wat hulle sing. With joy we will draw water from the well of salvation. The high priest pour his content into the comer of the altar. Hy gooi dit wat hy daar het, die water in, the 2 bowls built into the altar. The water and the wine poured all over the altar. En kyk hoe lyk dit dan. Van oral waar jy kan kyk, dop hou hulle hom dop. Maar kyk wat het hier gebeur. Nou gaan ek vooruit, 6 maande later. But one of the soldiers, this the pierced one, alles is dress rehearsals. One of the soldiers pierced him in his spear, and immediately the blood and the water came out, and it flowed upon the altar in Calvary. Letterlik wat hulle gedoen het. Sien ons hoe letterlik kan ons die skrif opneem vir die prys wat hy gedoen het. En nou kom ons by hierdie laaste dag van die fees. Kyk nou is ons by John wat ek nou gelees het. Hy staan in hulle midde. Hulle is besig om hierdie kraantjies oop te draai en die water loop uit op die altaar en hy gaan sê, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood en kyk wat doen hy? He cried out. So om te gehoor te word, moet jy skree tussen daai mense. And he cried out and saying, if any man thirst, let him come unto me. Nou dink vir julleself. Hier's al hierdie synode, al hierdie geestelike leiers. Hulle sien hom nie, hulle wil hom doodmaak. Hier staan hierdie persoon op en hy skree uit. As enige iemand dors is, kom na my toe. As he said, it believe in me. As the scripture have said, out of his belly shall flow streams of living water. He that believe on me, as the scripture said, out of his belly shall flow streams of living water. So daai tempel is nou in ons. En daai
well is nie by Siloam nie. Hy's binne in elkeen van ons hier. So dis die Heilige Gees. Jou liggaam bestaan uit 70% water. Nou met daai water in jou liggaam, die oomblik is ons om begin loof en prys, dan moet dit lewendig word. Daar's 'n tabernakel, daar's 'n in Suid-Afrika en Ceres, het mense was by Gerrit hulle in Jerusalem. Hulle het 'n plaas in Ceres. En toe vat hulle die skrif letterlik op en toe gaan bou hulle 'n wedding chuppah, 'n tabernakel, soos 'n talit. En daai plek is in Ceres, jy kan troues daar hou. Sure. How excellent is your love and kindness. Het jy maar gesien? Was jy daar binne? Ek wens ek kan net That's beautiful. Hulle sê dis gelooflik om daai plek binne te sien. Hulle die skrif, dis soos 'n tent wat dis soos 'n, jy al gesien as jy 'n doek vat en jy skud hom so en hy kom so af. So het hom ontwerp. Die trou wat ek by was, dit het gereën. Ja, En toe sy uit die kar uitklim, ja, toe hou dit opreën. ja, En toe loop sy, toe hulle inloop, tot almal binne is, ja. die deur toe gaan te begin het reën. Dis amazing. So, Hulle sê, how excellent is your loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of your wings. Dis hoekom ons met hom 'n tabernakel. Maar dan is die Heilige Gees, so is die Heilige Gees se doen vanoggend vroeg, en ek wil vir julle hierdie skrif lees, vanoggend vroeg, toe vat onthou net voor hierdie gebeur het, was hy in Galilea, en hy gaan op die skei en hy gaan oor na die ander kant toe, en hy doen die wonderwerk, en hy breek die brood, en in dit wat hy die brood breek, sê hy, verklaar hy homself, hy sê eers jy sien, hy gaan eers na die multitude, hy gaan na die multitude en na sy disippels toe, en hy sê, hy is die brood van die lewende, hy is die brood van die lewe, nee, sy liggaam, en net daarna gaan hy op Jerusalem toe, en hy sê, lewende water, en hy verklaar eintlik dat hy gaan sterf, en dit is die brood en die bloed, dis die liggaam en die bloed, en hy sê, as your father eat the wilderness, and they are dead, this is the bread which come down from heaven. So hy gaan verklaar hom in hulle, en hulle ervaar hom so, maar iets gebeur hier in, I'm the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. 53. And Jesus said unto them, Verily, verily, I say to you, except you eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, you will have no life in you. Who eats his flesh and drink his blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Sien julle, hier kom weer daai laaste dag ter sprake. For my flesh is meat, and my blood is drink. He that eateth my flesh and drink my blood dwell in him, and I am. And the living Father have sent me, I live by the Father. So he that eateth me shall live by me. This is the bread which came down from heaven. And I'll say it weer. These things said I in the synagogue. And verse 60. Many therefore of his disciples, when they have heard this, say, This is a hard saying. Who can hear this? So dis die tyd waarin ons ingaan. Die woord wat ons hoor gaan vir party te hard word. When Jesus knew himself that his disciples murmured, he said to them, Do this offend you? Jy sien, hy was nie, sy ministry was nie een wat net by mekaar gemaak het nie. Multitudes was daar,
Maar daar was 'n tyd wanneer sy woord die mense offend het en dan het hulle weggegaan van hom af. Maar daar was nie sugarcoating nie. Nee, dankie. Daar was nie sugarcoating. En hierdie hoor jy baie min. So, in dit, ek het vanoggend 2 uur toe, ek het net wakker en sit ek oorfoon in, nou luister ek, en ek luister na, baie keer na iets, maar ek weet nie hoe gebeur het nou hierdie tyd nie, en ek luister een ou, wat, een van hierdie Torah ouens is, ek luister nooit na hulle nie, en op YouTube vat hy die ander groep aan, by die naam alles, en hulle is so in opinies, en wie is reg, en wie sê dit, en wie sê dit, en in 'n oomblik daarna sê die Heilige Gees vir my, ons is nou, praat ek nou oor hierdie fees, wat almal nou vier vir 7 dae, en die Heilige Gees, ek hoor dit so, terwyl ek hoor die volgende, you have to feast on my body every day. Amen. Amen. You have to feast on me. You have to feast on the lamb every day. Ek dink, jy weet, die sagste vleis wat ons kan kry, julle wat boer en wat in ons wat vleis ken, daar's niks sagter as jy 'n spit gedoen het en jy haal daai stukkie lam, jy sny hom net so af van die roos. Jy weet hoe sag en sappig is daai. Nou hy sê daai is nie die vleis wat ons moet eet nie. Hy is die lam wat van die hemel afkom. Wat sent from heaven. Bread of life. Ja, wat vir ons gestuur is. Wat vir ons gestuur is. So, James, skryf vir ons een van daai brode. Kom ons breek ons sommer een, kan Kobus hom hierna vir sy manne ook gee. En ons breek net die brood sommer en elkeen vat net 'n stuk en ons. Ja, hy's reg. Jy kan hom oopmaak. So hierdie was net vir my, toe besef ek, weet julle wat, dis een plek waar ons nie kan mis nie, ons kan hom nie mis nie, ons moet elke dag op hom fees, en dit wat ek vir julle wys, is net om te wys, die dress rehearsal, hoe hy hierdie fees in vervulling gebring het, maar die fees is nooit groter, kan nooit groter as hy wees nie, hy is die een wat sy lewe kom neerlê. Kobus spreek vir ons. Looking unto Jesus. Want ons elkeen 'n stuk, Chris, waar's Billy, elkeen van die. Daai brood. Hy is lekker, ja, daai brood is, Saam. ja, elkeen skeer 'n stuk af en dan soms so met jou. Dit wat oorbly kan julle saamvat, wie ook al. Father, we thank you that you are the bread of life, Die juist ook. that we can eat and drink your body in remembrance of Ja. what you have done for us. Ja, And the Bible says you declared us healed, 1 Peter 2 verse 24, Ja. for the remembrance that we eat your body, which was bruised for us. We take that by faith, that our bodies are healed from the top of our heads Ja. to the bottom of our feet. We walk in Ja. divine health, resisting sickness and disease. ja, And we thank you, Lord, that you are the bread of life. We decree and declare it. And we are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Father, we thank you, not unto the world, not unto circumstances, not unto anything else, but unto you, the bread of life. amen. En kyk net daar, Isaiah 53, net om te wys, as jy op sy liggaam fees, sonder die bloed, net die liggaam, hy sê, he was wounded, sy liggaam, for your transgression, dis nie vir jou sonde nie, transgression, he was bruised for your iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Dis alles wat in die liggaam gebeur, as jy op hom fees. Want sonde wat in oormaat gedoen word en herhaal word, gaan oor in transgression.
dan transgress jy. Want dis die stappe. David praat van sins, transgressions and iniquities in een vers. Ek sal dit nou kry. Ek gaan vir jou sê waar staan dit. Maar die grootste wat jy moet is daai iniquity, is dit wat van die oupas en die oupas afkom. Ek gaan nou vir julle dit gee in die psalms. Ja. Psalm 2, Psalm 32 verse 5. Sien julle daar? I acknowledge my sin unto thee. My iniquity have I not hid. And I said, I will confess my transgression unto the Lord, and that you forgive the iniquity of my sin. Het julle al gesien? 51 says, against you and you only have I transgressed. Ja. Ja. Het julle al gesien? Ons is op 'n plek partykeer. Ons is wedergebore, gedoop, gered, alles. Partykeer dan staan daar iets op en dan kom maar iets uit jou uit wat jou baie keer miskien aan jou pa laat dink of aan jou ma laat dink. Wat jy miskien ook nog steeds snorrig is of sekere maniere uithaal wat hulle uitgehaal het. En sekere goed doen, onwillekeurig. Ons het baie keer met ouens gesit wat dan is hierdie ene dit gedoen, die oupa was alkoholist, die seun was dit en dan die kleintjie en uit tot bekering gekom alles. Die een was in pornografie of in dit en daai een was in dit en dan gaan hy oor. En dit wat jy moet breek daar is die iniquity. Dis die iniquity. Niks met jou salvation te doen nie. Dit met jou earthly walk te doen. Dit wat jy moet overcome in hierdie wêreld. Wat beteken daai Selah aan die onderkant van in die psalms? Waarvoor staan dit? So sal dit wees, jy kan behoor wat sê. Nee, sê. Think and pause. Ja, think and pause. Meditate. Ja. Was en break. Ja. Dink daaroor. Think deep, ja. Ja. Pause and think on that. Selah. Joshua, jy voor iets doen en werk. Sê voor jy doen hoor. Meditate. Hagar. I think if you Meditate. If you stop on you actually increase the importance of it. You're not really Ja. it's almost like Jesus would say truly. He says pause and think. Very. Very. Wanneer hy dit sê, moet jy pause, lees weer. Ja, ponder. Ponder. Very important. Ja. Amen. Amen. Ek hoop hierdie het vir julle Ons leer elke keer. Dis vir my nuwe skool. Ek het nooit in hierdie fase ingegaan in die Bybel in my lewe. Jy sal sien waar jy lees dit in John 7, my John 7 het niks gemerk nie, behalwe net daai een plek waar Jesus sê ek is I'm the bread of life. And he who drinks from me will. Ja. Maar nou sien jy water in 'n ander konteks. Ja. Sien waar kom dit vandaan? If you drink from that well, you will never be the same again. You'll be It's well. impossible. Ja, you will be well. In Kobus wat vir so baie mense bid van genesing en ons wat in dieselfde plek staan om te bid. En baie keer bid ek net vir die living well om oop te gaan. Onthou die herlewing is nie daar buite nie, die herlewing is in ons. Ja. Ons soek die herlewing daar buite. Dis die wel binne in ons. Dis wanneer ons gaan koinonia fellowship bymekaar kom en uitroep van binne af, dan gaan dit oopbaars daar wat daar gebeur in ons liggame. Nou die tempel is nie meer daar nie. Hoe kry ons daai tempel oop en sy water laat hy vloei? Jy moet hom uitroep. En so baie genesings vind plaas as ons net vir mense kan bid
en net roep uit van binne af, laat die wel oopgaan. Amen. So some people say they go to Israel to have the Bible come alive, but actually we're having the Bible come alive now in us right now. Ja. This is it. Ja, ja. Maar as jy daar is en jy loop fisies daar wat dit is, en die woord, en jy kan die gees en die woord saambring daar. Veral as jy daar, as jy nou gaan en jy sê, maar kom ons gaan af daar na die poel van Siloam toe, en ons gaan af daar wat jy kan, daar by die Kidron, daar by die Gihon Spring, daar's living well, lewende water wat daar vloei, word sommer daar gedoop. Die water vloei daar. Wow. Maar dis amazing en ek wil nou, ons gaan terug na die kleed toe, maar in die kleed is daar iets wat ek bietjie met julle wil oopbreek in die Nuwe Testament wat ander oë van julle gaan gee. En dit is hoe die Essenes, hulle noem hulle is die mens John the Baptist. Ek wil julle net 'n agtergrond gee en van die geskrifte wat direkte kwotasies uit die Nuwe Testament is wat hulle gebruik het. Wat die Nuwe Testament wat Paulus gebruik het, wat Jude, wat is die laaste boek is Jude, wat hulle gebruik het, en al daai goed is geleen wat daar uitkom, en as ek die goed gaan bymekaar sit, net vir julle 'n bietjie wys, daar's byvoorbeeld 'n profeet wat in Acts wys, sy naam is Menahem, het julle al gehoor van hom? Hy praat in die tyd van Acts, ek wil net vir julle gou wys, as 'n minuut oor en kan as ek gou sy naam kry, gaan ek gou vir julle iets wys. Is al Menahem. Ek moet dit net reg spel. Ek dink is Menahem. Menahem is hy. Nee, is hy nie. Ek sal hom kry, hy's in Acts, en sal ek julle volgende week. Ek sal vir julle wys wat Josefus van hom gesê het, en hoe het hy vir Herod geprofeteer, en waar die profesie 200 jaar voor Christus, wat hulle nou ontdek het, wat in die Nuwe Testament staan. Dan besef jy, maar hierdie multitudes was eintlik messianic believers. Ons noem onsself Christene, maar hulle het self genoem people of the way. And we are actually people of the way. Want as jy gaan kyk na jouself, sê, as iemand vir jou vra as jy 'n Christen, sê ja, maar hoeveel denominasies is daar? 40,000. Nee. En hierdie een glo dit, en daai een glo dit, en hierdie een glo dit, en gaan kyk hoeveel is 'n stryd. In die wêreld het jou klaar getrek met 'n plek van, ja, maar ek wil, as ek soos jy moet lyk, as dit is hoe Christus moet lyk, dan wil ek nie een wees nie. As dit is hoe die... Ek hou nie baie van die term Christen. Ek ook nie. Ek hou van die disipel. Ja. Ek voel eerder ek sê disipel Ja. as 'n Christen. Die Christene is die nou warm. Almal kwalifiseer deesdae om een te wees. Julle kan Ek sit dan in die kerk. Almal Gaan kerk toe. kwalifiseer. Ek het so gesê. Ja. Ek gaan jou Ja. moet gaan kerk doen, wat jou storie. Die Komani boks. Ja. Ja. En dan kan ek nie wag op die predikant moet klaarmaak wat met die boot gaan haak en ons gaan nou dam toe. Gandhi Is so geleef het. het ons gesê die hele wêreld sou vir Christus gevolg het as dit nie was vir Christus nie. Ja. Dis hoe sleg ons getuienis is. Ja, die loop van die Christene is dieselfde as die wêreld. Die mense kan nie meer die distinction kry. Dis hoekom die ou mense in die religion is, want hulle is nie op die regte manier geleer nie. Hulle verstaan nie dat die wonderwerke en goede gebeur nie. En ek stap daar by die hospitaal in by Universiteitshospitaal en daar staan 'n ou tannie en 'n jong girltjie en 'n deel pamflet uit. En ek vat die
pamflet en ek sê, wie is julle, sê nie as Jehovah getuies. Die vrou sê, ek sê vir die vrou, glo julle in healing? Sy sê nee. Dis by die apostels, daai tyd was dit klaar, daar's nie meer verder aangaan nie. Ek sê vir haar, kom, loop gou saam met my, ek gaan gou vir iemand bid, ek kom sien die wonderwerke van God. Dat jy kan sien, hy genees nog steeds. Sy sê, nee. Nou sien ek die meisietjie raak, sien die weer 8 dag, want ek sê, luister, God is dieselfde gister, vandag en forevermore. Hy het nie verander nie, daar's niks verander nie. Ek sê, kom nie saam. Sy sê, nee, ek glo nie in dit nie. Maar dan kan ek sien, ek het die woord wat ek gespreek het, die klein meisietjie aangeraak. En dit is net so amazing dat mense, ek glo dit, daai een glo dit, hierdie glo dit, maar al staan in die Bybel. Ja. Lees net die Bybel. Ja. Maar in hierdie selfde John 6 kan jy lees, hulle het die wonderwerke gesien van die 5 brode en die 2 visies. En net daarna toe hy sê, dis my liggaam, eet. Toe stap hulle weg van hom af. Cannibalism. Ja. Dan stap hulle in Jesus. Amen. Dankie. Ons leer aanhoudend. Hy skool hou nie op nie. Nee, Heilige Gees is getrek. En dit is van dit, ek onthou toe ek gered is, baie goed nie vir my sin gemaak. Alhoewel ek die Gees van God gehad het, maar ek het nie om gebruik nie. Ja. Maar toe ou dit begin gebruik, begin alles net vir jou waarheid word. Dit alles gebeur net, jy verstaan dit net. Vandag is die Bybel, you just know, ek weet nie hoe om dit te verduidelik. Maar ek leer aanhoudend elke dag. Ons kan nooit ophou nie. Nooit. Elke dag. So, ek vertrou volgende week gaan ons na die lewe van John the Baptist, die Essenes, kyk en uit dit uit gaan jy jouself sien as 'n John the Baptist 1, hy was 'n forerunner. Met ander woorde, Isaiah het gesê, the voice crying in the wilderness, so dit waar ons begin, nee. En Isaiah het dit uitgeroep, en John het dit geword. So ons moet dit ook wees, want ons moet dit in die gees raak. Want die eerste koms is vooruitgeloop om hom te announce. Daar kom 'n aankondiging in die strate, as daar 'n groot berig is, loop iemand met 'n megafoon en hy roep, hulle sê, hierdie is nou te koop, of hierdie kan jy nou kry. Jy het al gehoor as jy loop, announce. So die manier hoe, of die plek waar Jesus aangekom het, hy is announced by John the Baptist in the wilderness. En die Heilige Gees begin met my deel, but the second coming must also be announced. Maar ek vra maar hoe? Hy sê, you have to become John the Baptist in the spirit now. En ek kyk net daarna, begin Terry Bennett, en ek sê maar, hy sê, Gabriel het aan hom verskyn en gesê, hy moet wessels begin kry to be John the Baptist in the spirit to announce the coming of the Lord. Ek Kobus vanoggend sien, toe sê ek vir hom, jy soos Johannes die Doper, waar jy loop is dit, repent, the kingdom of heaven is at hand. Ons moet dit announce, dat dit kan gebeur. Want met daai is daar 'n revival. Die revival moet eers kom. Hierdie wat lê 23 September en ek het agterna gaan kyk. Daar moet eers 'n outpouring kom, 'n latter rain outpouring wat God sy laaste oes wil inbring in die lukewarm laat hy kan kans gee, jy verstaan. En dan gaan daar 'n groot revival in die 7 jaar plaasvind. Maar daar gaan 'n early rain van die latter rain wees, wil ek amper sê. Ja, toe Chronicles 7 verse 14 met 'n werking kom. If my people is called by my name, will humble themselves and pray and seek my face. Ja, prys die Here. Amen. Jy is verskoon. Amen. Ek net sê dankie Here vir hierdie dag, vir die geleentheid. Here, dat ons soveel van U kan leer, Here, dat ons kan drink van die lewende water. Here, dankie dat vir U lewende woord wat U vir ons gegee het. Here, dat ons kan nooit ophou leer nie, maar dat ons meer en meer van U kan weet, Here, dat ons kan uitgaan soos Andre gesê het, soos John the Baptist, make known the way. Yes. Here, dat
ons in boldness sal funksioneer en nie skaam sal wees vir u woord nie, ook nie skaam sal wees vir u in die Here. Maar dat ons sal uitgaan, Here, en u naam groot maak, vir die mense vertel die goeie nuus dat u leef, Here, dat daar's nog hoop vir die wat nie hoop het nie, Here. Ons loof en ons prys U, Here, want U is amazing, God. Daar is geen ander God soos U, Here. And we give thanks to you, O Lord, because you are good and your mercy endures forever. And we the redeemed say so, Lord, whom you redeemed from the hand of the enemy. And we thank you, Lord. Thank you that you became a curse. Thank you, Lord, that you are the bread of life. Thank you, Lord. We bless you, we love you, we adore you in Jesus' name. And bless each and every one that sits around this table, each and everything that belongs to them in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and Amen. amen. God bless you. Amen.